Goeiedag, baie welkom by ons weeklikse gebedswoensdag meditasie. Vandag is Woensdag die 1 Oktober 2025. Ek nooi jou uit om gemaklik te sit op 'n plek waar jy kan stil wees, dalk sommer jou oë toe maak, voete plat op die grond, jou hande oop op jou skoot neerlê. Soos ons sit, kom ons raak bewus van ons asemhaling. Haal stadig asem in. Laat jou bors lig soos 'n golf wat opkom. Asem stadig uit, soos die stee wat terugrol na die strand. Ons inasem, sê saam met daardie lig wat jou longe vul, Here, U is hier. En as jy uitblaas, vra vir die Here, maak my oop vir U liefde. Ons asem in, Here, U is hier. En ons blaas uit, maak my oop vir U liefde. Here, U is hier. En as ons uitblaas, maak my oop vir U liefde. Sondagoggend het ons geluister. Die van ons wat in die erediens bymekaar was, het gehoor van die pad wat gevaarlik is. Van die een wat seer gekry het, van die voetstappe wat verbygegaan het. Ons het ook gehoor van die hande wat stil gaan lê het op die wonde. Maar nou is dit al reeds weer Woensdag. Die klank van die preek het stil geword, die liedere het uitgeklink. En ons staan in die gewone dae, tussen werk en gesels, tussen inkopieslyste en verantwoordelikhede. Dis hier waar die storie vlees word. Dis hier waar ek vra, wie lê vandag langs my pad? Wie wag vir 'n oog wat raak sien? 'n hart om te beweeg? Vir 'n hand om oop te maak? Ons word genooi om wonde te verbind, al kan ons nie genees nie. Om teenwoordig te wees, al is ons nie perfek nie. Om warmhandig te wees, want ons harte is warm gemaak deur God se liefde. As ons hier op ons Woensdag se stil word, saam weer dink en verder dink oor hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan, wil ek jou uitnooi om by die volgende 3 vrae stil te staan. Waar het jy die afgelope tyd verbygegaan, waar jy eintlik kon stop? Wat maak dit vir jou moeilik om soos die Samaritaan te reageer? Dalk is dit vrees, 'n tekort aan tyd, dalk is jy bang vir oordeel, of miskien moet ek erken dat dit selfgeregtigheid is. Wat maak dit vir jou moeilik om soos die Samaritaan te reageer? Wie in jou lewe lê tans langs die pad en het jou hulp of jou teenwoordigheid nodig?
En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus se toets en hom gevra: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom: Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus hom gesê. Doen dit en jy sal leef. Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra: En wie is my naaste? Hierop het Jesus geantwoord: 'n man het van Jerusalem afgegaan na Jerigo en is deur rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so ook het 'n Lewiet by die plek aangekom en toe hy hom sien, het hy ook aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daaroor gegiet. Toe het hy hom op sy eie rydier gesit, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit, gee dit vir die herbergier en sê: Versorg hom en wat jy ook al bestee, sal ek betaal wanneer ek terugkom. Wie van hierdie 3, dink jy, was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy het geantwoord: die een wat ontferming aan hom betoon het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan maak jy ook so. Soos jy nou weer na hierdie teksgedeelte geluister het, wonder ek, hoe voel jy oor die woorde van Jesus? Gaan maak jy ook so. Is dit vir jou oorweldigend of bevrydend? Tydens die oggenddienste het ons vir 7 weke saam gereis oor die tema So ook op die aarde. Tema oor vrede, eenheid, hoop. Watter van hierdie temas het jou die diepste geraak? Hoe kan jy dit nou aanhou voortleef? Kom ons bid saam. Here Jesus, U het die wetsgeleerde se vraag omgekeer en ons gewys: liefde is nie 'n teorie nie, maar 'n daad, 'n werkwoord. Dankie vir hierdie pad wat ons saam geloop het in die reeks, waar ons geleer het van vrede, van eenheid, van hoop, van genade. Maar Here, ons moet bely. Ons kyk soms, sien soms, maar loop nog steeds verby. Ons is haastig, ons voel bang, of ons is vol vooroordele. Here, daarom bid ons vandag weer, maak nie net ons oë oop om te sien nie, maar maak ons harte sag om te voel, om innig jammer te kry. Maak ons hande sterk om te help. Laat ons die Samaritaanse pad kies, sodat ons bure, ons gemeenskap, die verstes, die vreemdelinge, in ons liefde iets van U kan raak sien. En wanneer mense vra of ons Christene is, mag ons kan antwoord en sê: gaan vra vir my naaste. Want Here, so kom U koninkryk, so ook op die aarde, soos in die hemel. Amen.
Soos nou ons stil word tyd afsluit, nooi ek jou uit om hierdie fluistergebed in jou hart saam te dra. Here, wys my die een langs die pad en maak my hande warm genoeg om aan te raak.